Laar, just dat ons hier vandaag. Amen. Baie welkom by ons Sondagoggenddiens. Ons hoop jy geniet dit saam met ons. Ons dank die mense wat siek is, om Dip het gesê hulle is siek. Daar is nog 'n hele paar mense op verlof. Nog vakansie vir die lang naweek, maar ons gaan die Here se naam groot maak. Amen. So net so stadig en ek my ma vra sy gaan ons oop met gebed. Daarna gaan ons die koortjies lê. Amen. Here, ons loof en ons prys U. Dankie dat ons kan sê, Jesus is alive. Want Here, as U nie opgestaan het en opgevaar het na die hemel, die Here, dan was dit in die dood nutteloos geweest. Maar Here, ons loof en ons prys U, dat ons hierdie opstanding van U kan vier, Here, want U het hier binne in ons harte ook opgestaan, Here, en ons moet dit daar buite toe kan uitleef. Ek wil bid, Here, dat U vir ons elkeen en elkeen sal kom seën vanoggend, Here. Die wat nie hier is nie, Here, ons bid dat U hulle veilig sal hou waar hulle is, Here. Die pittig onder die bloed, maar Here, gaan ons klompie nie hier verby vanoggend nie, Here. Kom staan stil hier by ons. Kom openbaar U self aan ons, Vader. Ek loof en ek prys U naam. Ek wil bid dat U elke verligting sal seën. Here, die koortjies, die woord wat sal uitgaan, Here, ons bly die bloed van U oor die predikers, dat U sy lippe sal aanraak met die moe vier, Here. En ek wil bid dat elkeen wat hier vanmôre teenwoordig is, of wat inkyk op hierdie diens, Here, hulle harte sal ontvanklik maak vir die woord van die Here, en vir die Gees van God, om met hulle gemeenskap te kan hê. En ons prys U daarvoor, Here. Seën ons verder in hierdie oggend. In Jesus' naam, amen. Amen. Wat voorreg om in die huis van die Here te wees. Vir myself gewonde, Here, was dit die wegraping gewees dat hier so by mense is, so dat nee, dit is ons sou daar gewees het. Ons sou saam gegaan het. Halleluja. Weet jy wat, daar's 'n liedjie wat sê, we are the reason that He gave His life. Maar dan dink ek, Here, maar He is the reason. He is the reason that I have a life. Ek dink ek gaan eendag so 'n bietjie sit en 'n liedjie skryf wat sê, He is my reason to live. Halleluja, want Hy het opgestaan. En ons het 'n kans gekry, ek het hulle gebid, as Hy nie opgestaan het, het ons nie genade gehad. Maar omdat Hy opgestaan het ons genade. Halleluja, ons gaan bietjie sy naam groot maak. Alive, alive, alive forever. Yeah.
loof. Ek wil U prys, Here, dat U in elke siel, Here, elke liggaam, elke gees vandag spreek, Here. Here, en ons net weer herinner aan dit wat U vir ons gedoen het, Here. Here, dat dit die moeite werd was, my Vader, dat dit die moeite werd was vir U Seun. Halleluja, dankie, Here. Dankie dat U gehoorsaam was tot die dood toe. Here, maar U het opgestaan, sodat ons kan lewe. Halleluja, dankie, Here Jesus. Ek loof U naam. Here, ek bid dat U hierdie diens sal seën, Here, seën elke persoon, seën die kerk, Here. Dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, kan ek sê dat weer. Ons gaan probeer die sing vir ons gaan waar ek verloor kry en ek gaan van my verloor kry. Amen. Ek wil sê, dis konings. From
Amen. As jy woord het, kan jy oopmaak in Markus, hoofstuk 16. Markus hoofstuk 16. As ons gedeelte lees wat almal van ons sekerlik minstens een keer al gehoor het. Ek kan nie dink as ons hom lees, gaan jy dit weet nie. Kom ons lees Markus hoofstuk 16 en gaan ons lees van vers 1 af tot by vers 8. Vers 1 sê, en toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalene en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen vir die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit en hulle het baie geskrik. En hy sê, hulle moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasarener wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle op neergelê het, maar we gaan sê vir die discipels met Petrus, dat hy voor hulle uitgegaan het na Galilea, daar sal julle hom sien, en hy, sien soos hy vir hulle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug na die graf weg. En bewering en ontsetting het hulle gegryp, en hulle het vir niemand gesê nie, want hulle het gevrees. Hulle het vir niemand gesê nie, dit was niemand op die pad nie. Hulle het wel vir die disciples gesê, soos ons weet. Ek het 'n vraag vir jou, kind gehou, en ek gaan daar is nie gesê. Ek het gou 'n vraag vir jou, hoekom kom ons kerk toe? Om die Here te aanbid. Weer dit aanbid? Kom ons kerk toe om miskien iets nuuts te leer? Amen. Ek het so 'n bietjie die platform net verander. Net so 'n bietjie vooruitgang, kom ons sê. Amen. Maar indien ons hierdie gedeelte behandel, is daar duisende preke wat jy kan gaan kry. Ek dink nie daar is 'n vers op hierdie skrifgedeelte waar een preek oral was nie. Sal jy saamstem? Jy moet net huis toe gaan op die YouTube gaan intik Resurrection, opstaan. Daar's in Afrikaans, daar's in Engels. Ons het elke jaar, kom ons sien, ons lees hierdie gedeelte en dit is baie goed, want dit is die basis waarop ons geloof gebou is, is dit nie so? Soos Anna nou gesê het ook, as Jesus nie opgestaan het nie, dan was het soos enige ander geloof gewees. Dan het ons Here gesterf en hy dood gebly. Maar ons glo en ons weet en ons lees dit en dis soos ek sê, die basis van ons geloof, Jesus het opgestaan, is dit nie so? Ja, amen. Is daar enigiemand hier wat nie glo nie? Is daar enigiemand wat nog nie 'n preek oor hierdie gehad het? Of gehoor het nie? Nou soos my sis ook gesê het, ek glo ons moet iets leer, elke keer as ons hier is, moet ons iets niets leer, en ek wil vandag vir iets leer wat inpas by die opstanding, wat ek dink bitter min Christene van weet. En as jy woord nog het, kan jy oopmaak in Levitikus hoofstuk 23. Levitikus hoofstuk 23. Hierdie gedeelte van Levitikus 23, die hele hoofstuk handel oor die feeste, die verskillende feeste wat die volk van die Here moes gehandhaaf het, en ek gaan nie vir ons baie lees nie, ek gaan ons lees 3 verse 9, 10 en vers 11. En dan gaan we gaan agterkom waar ek op pad is. Vers 9 sê, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee, en op sy opbrengsoes moet julle die eerstelingsgerf van die oes aan die priester bring, en hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees, die dag na die Sabbat met die priester dit beweeg. Ek is vas oortuig dat ons nie die Joodse feeste moet onderhou. Daar is baie waarde daarin, ja, daar is baie goed wat mens
mens kan doen daar, maar ek glo persoonlik, as mens die fees onderhou, een fees onderhou, moet jy al die feeste onderhou. En as jy die feeste onderhou, moet jy die wet onderhou. En geen een van ons kan doen. Geen een van ons kan elkeen van die wette nakom nie. Dan moet ons offer, en ons moes Vrydag wat verby is, moes ons gaan offer het, lammetjie gevat het, as jy die lammetjie gekostig het, en jy duif gekoop het, jy moes hom gevat het, hulle moes hom veel geoffer het, hulle moes hom aan die brand gesteek het, voor die Here ter vergifnis van jou sondes, en hopelik het jy alles gedoen, is dit nie so. Gelukkig is ons nie meer in daai tyd nie, maar soos ek sê, hierdie gedeelte wat ek nie gelees het, gaan oor die eerstelings gerf. In Engels is dit the first fruit. As mense terugvat na jou oorspronklike toe, is dit rashi. Jy moet dit bring voor die Here. En hoe dit gewerk het is, indien daar 'n opbrengs was, voor die enigiets gebeur, is daar eerstelingsoffer, eerstelings gerf wat jy gaan pluk. Die gerf was gewoonlik groot genoeg om 'n efa te maak, dis 'n spesifieke mate, dan weet jy jou offer is nou reg. Jy moes hom gepluk het, jy moes hom na die priester toe gevat het, die priester het dan daai gerf gevat en hy het na jou land toe gekom, hy het hom voor die Here beweeg, en dit beteken dit wat binne in jou land is dan geseën. Is dit nie wonderlik nie? Dit wat binne jou land is dan gewy aan die Here basies, jy kan dit dan pluk van daar af, en dit gaan 'n goeie opbrengs vir jou lewe. Maar soos ek al gesê het, niks in die Bybel gebeur net per toeval nie, is waar. Dan wil ek sê, details matter. As daar iets in die Bybel staan, dit staan nie net per toeval hier nie. As ek die Bybel gaan lees, moet ek lees, okay, hierdie het nou gebeur, en dis nou maar so, en dit niks gebeur per toeval. Alles in die woord het 'n spesifieke rede. En die Ronel stem saam met my. Sy is ons jongste ouste mens. Sy stem saam, niks in die woord gebeur nie per toeval. En as hierdie gedeelte lees, gaan jy vir my sê, maar wat het hierdie enigstens te doen met die opstanding van Jesus? En dan gaan jy sê, baie meer as elkeen van ons besef. Baie meer as elkeen van ons besef. Nou uit die eerste gedeelte kan ons 'n paar goeders uit gaan haal. Uit die gedeelte van die opstanding kan ons 'n paar goed gaan uithaal. En dis amper net so 'n bietjie van 'n refresher, want elkeen van ons weet hierdie goed. Dalk is daar een of twee goed wat jy nie heeltemal weet nie, maar kom ek sê die eerste ding wat ek jy gaan deel, en as jy dit nie geweet het nie, kom sien my na dit verduidelik die mooi vir jy. Jesus is op die Woensdagmiddag gekruisig. Nie op die Vrydag. Dan gaan ek my sê, ja, maar staan, hulle moes hom vinnig van die kruis afhaal voor die Pasga, voor die Sabbatdag. Hierdie Sabbatdag op daai jaar was 'n special holiday, high day gewees. Was nie regtig Afrikaanse woord vir dit. Dit was 'n high day, daar's twee in die Joodse kalender, die Pasga is een van hulle. Dis 'n spesifieke dag, en die maan op 'n spesifieke plek is. Hierdie was die donderdag was die high day van Passover gewees. So Jesus is gekruisig, hy was in die graf gewees, hulle was gejaag gewees om in die graf te kry voor die high day, voor die Passover day. So dat hom vinnig gewas nadat hy dood is, dat hom in die graf gesit, hulle kon nie al die speserye wat op hom moes gaan op hom kry nie. En hulle self gesê, ons gaan op die eerste dag van die week gaan ons gaan. Soos ons gelees het, Maria, sy loop, het gegaan na die graf toe, hulle het al die goedes reg gekry, wanneer sou hulle dit gekoop het? Op die Vrydag. Die dag tussen die high day en die Sabbatdag. Het hulle al die speserye, al die goedes gaan koop. Seker te maak hulle het alles. Want dan staan nog baie vroeg, net na sonopkoms, op die eerste dag van die week, was hulle op pad graf toe gewees. So daar was 'n ander tyd om die speserye te koop nie. Maar hulle het alles gehad, en hierdie drie vrouens stap. En terwyl hulle op pad is graf toe, hulle maar gepraat, en ek dink nie hulle was net doodstil gewees nie, ja, hulle was hartseer, want Jesus was dood, en is nou
na die derde dag, op die derde dag, ek kan met daar ook vir as jy wil. Maar hulle is op pad graf toe en hulle sê vir mekaar, hoorie, ons is nou 3 vrouens. Wie gaan daai steen, wie gaan weg? Ek wonder of hulle met mekaar gepraat, gaan ons dalk die wagte waar gestasioneer moet wees, vra vir ons die steen weg te rol, maar dis nou Romeine, hulle sal spring om as pres te wees en nie doen. Om as pres te wees, hulle dan dit moeiliker maak, en hulle stap en hulle redeneer met mekaar, en hulle praat so met mekaar, toe hulle by die graf kom te sien, maar die steen is klaar weg. Amen. Sien nodig om iemand te kry om weg te rol nie. En as dan hulle gaan in die graf van en daar sit iemand. Nee dan. En hulle skrik so groot. En die persoon of die engel of die wese sê vir hulle nie bang wees nie. Moenie verskrik wees nie. Om te skrik is een ding, maar om verskrik te wees is 'n ander ding. Beteken ons 'n vrees wat bly. As ons nou moes weggekruip het en mekaar moes skrik gemaak en dan skrik jy en is verby. Maar om verskrik te wees beteken daar's iets wat by jou bly. Dit beteken jy kom nie oor dit nie, jy bly in daai skrik. En kom ons sê dis 'n engel. Want ons lees die ander evangelies en dis 'n engel. Hierdie is so breë opsomming van wat gebeur eintlik in Markus. Dan lees Lukas, dan lees Johannes, dan lees Matteus, breë prentjie. En die engel sê vir hulle, moenie bevrees wees nie, julle soek vir Jesus, maar hy het ons vir julle gesê gaan opstaan. Dis in my woorde. En soos moenie bekommerd wees, hy het al gestaan, kyk, daar is 'n baie moes gelê, maar hy lê nie daar nie, want hy is nie. En toe sê hy gaan vertel vir die disippels en vir Petrus, en kom Petrus, want Petrus is die rots. Ja. Petrus is die een wat hom fisies verloor het. Gaan vertel vir hulle moet gaan na waar ek gesê het hulle moet wees, en ek sal hulle daar kry. Hy het vir die tyd aan hulle verskyn ook, maar op 'n spesifieke plek. Het hulle gesê, daar gaan ek julle verskyn. En hierdie 3 vrouens nog steeds bang en verskrik oor wat gebeur het, hardloop by die graf uit, na die disippels toe. Hulle vertel vir niemand langs die pad nie, en hulle vertel vir die disippels. Ons weet van die disippels het toe gehardloop graf toe, en gekyk en hulle het gesê, maar as waar ek teruggegaan. En elkeen van ons weet presies wat ek nou gesê het. Elkeen van ons het hierdie gehoor, elkeen van ons het al 'n preek daaroor gehoor, en die Bybel uitgelees, vir jou ma, vir jou pa, vir jou vertel, dis toe ons leer. Is dit nie? Dan die Letty, ek seker af van kan net al 'n bietjie vertel. Altyd as jou klein dogtertjie was. Sê op hierdie dag het Jesus vir ons opgestaan uit die graf uit. Op hierdie dag het hy gemaak dat ons ook eendag hemel toe kan gaan. Nou wil ek jy terugbring by die tweede gedeelte. Want soos ek sê, die eerste gedeelte is baie goed en ons ken dit en ons weet dit. En as daar iets is wat jy nie daaroor weet nie, kom sien my, dan vertel ek jy dit weer, of ons lees dit weer, ons bestudeer dit weer. Maar ek wil vir jy iets niets leer. Wat is the first fruit? Wat is daai eersteling gerf offer? Daai rasje, wat is dit? Soos ek nou gesê het, dis die eerste gedeelte van ons oes, wat ons kry, wat ons voor die Here moet bring. Baie ons bring hierdie terug tiende toe, is nou nie heeltemal dieselfde nie. Maar hierdie gedeelte, hierdie iets wat hulle moes gedoen het, dit gaan so van vers 9 tot vers 14 daar in Levitikus 23. As jy het mooi gaan lees, ek het al gelees, dat ons ander goed nog bygedoen het, maar die hoofsaak was gewees, jy moet jou beste gaan pluk, jou eerste, jou grootste aar uitlik, en dan bring jy na die priester toe. Ek het dan nie koring are hier saamgebring nie, maar ons elkeen het 'n woord, is dit nie so? Ja. So ons gaan 'n bietjie saam werk vandag by die priester gedoen het. Vat die woord in die hand. As jy die woord gebring het en die Bybel op die telefoon, vat die telefoon in die hand. Vat hom so in die hand. En wat moes gebeur het, hulle die offer vir die priester gebring, of die eersteling gerf vir die priester gebring, the first fruit, en dan vat die priester dit, en hy waai dit vir die Here. Waai dit bietjie voor die Here, soos die palmtakke voor die Here geswaai het, 'n week terug voor die Here. En hy moes gewaai het voor die Here, en dan moes ander goed gebeur het, en soos hy dit waai, moes hy 'n seëngebed oor die oes afgebid het. As jy by die huis kom, vat die Bybel, dan waai jy bietjie die Bybel oor die huis. En sê, Here, ek seën my huis.
As jy buitekant toe gaan, dan vat die Bybel, gaan na die kar toe, en sê, Here, ek seën my kar. Waar ek ry, dat die genade van die Here saam met my gaan. Here, dat die genade van die Here oor die gemeente wees en bly. En dat die Gees, Here, teenwoordig sal wees in elke een van ons gemeente. Voel hoe verander die atmosfeer. As mens begin prakties doen wat die Here verwag van ons. So moet nooit vergeet om 'n seëngebed af te bly. As jy nie weet hoe nie, gaan soek dit in die Bybel. Daar's baie seëngebede, daar in Levitikus en in die Ou Testament en die Nuwe Testament. Ek sê daarvan, as jy die Bybel het agter in my Bybel, is daar 'n paar plekke waar daar gebede is. As jy nie weet waar is die vra my, ek sal vir jou stuur, dan lees jy dit af, en jy swaai net die Bybel 'n bietjie by die huis van. As jy bier dink jy's mal, wat doen jy? Dan sê jy, ek bid die seën van die Here af. So jy ook sê, dan bid jy vir hom. Amen. Ons nog mense in die kerk. Maar wanneer moes hierdie gebeur? Wanneer moes hulle die eerste oes gaan afhaal het en vir die priester gebring het? Dit bring so klein bietjie waarom Levitikus sê, maar gaan verduidelik, die oes het ryp geword in die winter. Die oes in Israel het net so gewerk, dit het ryp geword in die winter, en op 'n sekere tyd, presies na die winter, wanneer het oorgaan van die winter na die lente toe, is daai gerwe reg. En dat jy jou gerf gepluk en jy aan die priester toe gegaan op 'n sekere dag. En gesê, hier's my rasje, hier's my eerste vrugte, my first fruit. Hier's dit, kom seën my land vir my. En die priester het gesê, dis reg. Volgens wat Moses vir ons gesê het, in Levitikus is daar 'n sekere dag wat ons moet doen. Op die eerste dag. Die dag na die Sabbat. Gaan jy as die maand op pad is. Die eerste dag na die Sabbat, bring jou koring gerf, bring jou first fruit, bring en ek gaan dit swaai voor die Here. Halleluja. En alhoewel dit nou nie hier staan nie, gaan ek vir julle lees in 1 Korintiërs 15 vers 20, as jy daar gaan lees, dan moet jy so vinnig weer opsê. Daar staan, Christus het vir ons the first fruit gebore. Vers 14 sê, as ons net op vandag hoop op die tydelike, dan is ons baie sleg daaraan toe. Maar omdat Christus vir ons gesterf het en opgestaan het en ons eersteling gerf geword het ons hoop. Jy sien, die tyd wat dit gebeur het, was direk na Paasfees gewees. Nisan 15, direk nadat Jesus gekruisig is, op die regte tyd moes hulle die koring gerwe gevat het en hulle moes dit gewaai het en gesê, nou is dit die tyd van die eerste oes. Halleluja. Begin jy sien wat Christus vir my en vir u gedoen het. Begin jy verstaan hoekom dit so belangrik is om die Ou Testament ook so 'n bietjie te lees. En ook so 'n bietjie studie te doen daaroor en te verstaan waaroor gaan dit. Jy sien, Christus bring vir ons iets onnatuurlik voor. En as jy sê onnatuurlik, kan ek sê ja, mense lewe gewoonlik en dan gaan die dood. Dis natuurlik, is dit nie so? Ja. Wanneer ek klaar gelewe het, blaas ek my laaste asem uit, dan is ek dood. Dis die wet van die natuur. Dis natuurlik. Christus bring vir ons die onnatuurlike, of as ek dit beter kan stel, die bo-natuurlike. Yes. Want nadat hy dood was, op die eerste dag van die week, toe hy die koringgerwe gepluk het en vir die hoofpriester gebring het, of die priester net gebring het, en gesê het, kom seën my land, toe staan hy op. Toe sê hy, nou is ek die eersteling gerf vir Here, nou is ek die first fruit vir Here. Nou bring ek vir julle nuwe goedes voor, wat julle voorheen nie kon gehad het nie.
Jy sien, Christus tree vir ons in 'n bonatuurlike manier by die Vader. En hy begin vir ons 'n bonatuurlike lewe gee. Iets wat ons sonder dit nie kon gehad het nie. Iets wat ons sonder hierdie nie kon beleef het nie. As mens nie jou eerste rand gerf vir die priester gevat het nie, en jou land geoes, dan is jou oes nie so goed gewees nie. Dan is jou oorwinning nie so goed gewees nie. Dan is jou uitkomste nie so goed gewees nie. So Christus het geweet, ek gaan eers sterf. Dan gaan ek in die graf wees. En dan moet ek opstaan as the first fruit. As die eerste offer. As die rasje. Wat beteken nou, maak ek alle dinge nie. En ek gaan vir nog verder terug. Die van die Bybel het maak op die eerste plek waar staan in die Bybel. Die eerste bladsy. En ek kan nie sê ek leer nie ook Grieks nie, want ek leer so 'n bietjie Grieks en Hebreëus en alles maar. Wanneer ons Genesis, die begin, die oorspronklike taal is daar een woord vir die eerste 3 woorde wat in die Bybel is. In ons Bybel staan daar in die begin. Die oorspronklike taal is 'n parasha. Wat beteken in? Rasha beteken begin of first fruit. In die eerste vrugte, as dit woes en leeg, want toe God begin spreek, toe is daar lig. Toe die eerste vrugte voor 'n dag kom, toe is daar lig. Toe die eerste vrugte voor 'n dag kom, toe is daar skeiding tussen donker en lig. En dit was goed. En toe die eerste vrugte voor 'n dag kom, toe kan die Here skep en nog skep en nog skep. En Christus was die begin. Verstaan jy waartoe werk die woord alles terug en alles vorentoe na Christus. Die eerste woord in die Bybel, die eerste oorspronklike woord sê in die eerste vrugte, in rasje, in Christus. En het gaan aan en die hele woord gaan oor Christus. Alles het ontstaan deur die woord. Alles het ontstaan vir die woord. Alles het ontstaan sodat Christus verheerlik kan word. En ons in hom lewe kan. Is dit nie wonderlik om te weet, Christus het vir my van die begin van die woord af het hy gedoen nie. Van die oorsprong, waar die eerste woorde geskryf is, waar die eerste gedagtes neergepen kon word, is dit in die eerste vrugte. Hierdie dag is 'n wonderlike dag. Amen. Hierdie dag is 'n wonderlike dag. Het was die dag gewees, die eerste dag van blydskap na kruisiging. Want Jesus het opgestaan. Hierdie dag is 'n wonderlike dag, want in hierdie dag word ons geloof gegrond en gebou. En omdat Jesus oorwinning, kan ek in U oorwin. Ja. Omdat hy die eerste vrugte is, omdat ons die eerste vrugte kan vat en kan vasdruk teen my, kan ek ook oorwin. Hier is die eerste vrugte. Dus ek moet gesê, ons kan het swaai. Verstaan nie? En oor my huis swaai, en oor ons gemeente swaai, en oor myself swaai, en oor my huisgesin swaai. Want ons doen wat die woord vir ons sê. Ons doen wat Christus vir ons sê. Vat my en swaai my oor dit.
finansiële probleme is, swaai my oor dit en sê, Here, U is die een wat die aarde in die hand vashou. U is die besitter van alles. Help my. As jy hartseer sê, Here, U is die een wat uitlig. U is die een wat versterk. U sê as ons kan skuil by U, is ons veilig. As jy voel jy lê op die grond, kyk op na die berg, ons het die voordeel om 'n berg te hê. Jy sê, ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy ken my begin, hy ken my einde, hy ken my alles. Want hy is die eerste, hy is die laaste, en hy is alles tussenin. Kom ons maak seker, ons pad, ons first fruit, ons rasje, ons eerste offer, en ons plan dit in ons harte. Kom ons maak seker, ons kry dit, dat hier binne ons lewe kan wees. As ek stap, moet ek kan sê, in die Bybel sê dit, ek hoef nie te vrees, want Christus is by my. En die Bybel sê dit vir my, ek is tot alles in staat deur Christus op my krag. Maar ek kan nie sê as dit binne my hart lewendig is. So kom ons maak seker. Kom ons maak seker. Soos waar in die begin van Genesis staan, in die begin, in die rasje, in die eerste, was het woes en leeg. Maar toe God praat, toe staan lig. Daarom sê Christus later in die Nuwe Testament, ek is die lig van die wêreld, dat die mense kan begin verstaan, en later, julle is die lig van die wêreld, dit beteken, laat die lig, want ek is deur julle skyn in die wêreld. En die wêreld kan sê, wat is daar by julle wat ons nodig het? Ons sê die lig, die eerste vrugte, die Christus wat gekruisig is, en hom opgestaan in die dood uit, sodat ons lewe met lewe kan hê. So vat hierdie gedeelte, gaan lees by die huis. Van die woord, gaan lees in Mattheus, ek dink is 27 waar Jesus opstaan, 27 of 28. Gaan lees hier in Markus 16, gaan lees in Lukas, gaan lees in Johannes die opstanding, want jy weet, maar gaan ook terug na Levitikus 23 toe. Gaan lees daar van die eerste vrugte, wat lewendig word, en gewaai word voor die Here. Wat Christus naam in ons kan leer. Amen. Mag hierdie woord vir ons baie betekenis